Arnaldo het geen werk gehad nie, geen vooruitsigte nie en hoop het vervlou. Sy getatoeëerde arms, 'n kaart van sy verlede, het gespanne geraak terwyl hy na 'n gebedsadvertensie op sy foon gekyk het. Tot sy verbasing het 'n werklike persoon geantwoord, nie 'n AI nie. Dit was 'n deernisvolle Adventist Connect gebedsspanlid wat van hulle 24/7 kantoor in Michigan gereageer het. Hulle het gebede en bemoedigende woorde het 'n lewenslyn geword. Daardie koneksie het Arnaldo na 'n nabygeleë kerk gelei, waar hy Lisa, 'n lidmaat wat omgegee het, ontmoet het en wat gehelp het om sy mure af te breek. Arnaldo het veilig gevoel om sy stryd vir die eerste keer in 'n lang tyd te deel. Vandag woon hy gereeld kerk by, studeer die Bybel en oorweeg die doop. Arnaldo se verhaal wys die krag van mediabediening en die noodsaaklike rol van kerklidmate wat onbaatsigtig dien. Dit wys ook hoe God ons offergawes gebruik. Ons gee offergawes aan hom as 'n daad van aanbidding, omdat hy ons eerste seën. Hy neem en gebruik daardie fondse om mense soos Arnaldo te bereik. Wanneer u offergawes verdeel, soos voorgestel deur die gekombineerde offergaweplan, plaaslik, streeksgewys en internasionaal, word u offergawes wêreldwyd verdeel om gelyktydig veelvoudige bedieninge, sendelinge en sendingprojekte soos Adventist Connect te ondersteun. Hulle gebedsspan reageer 24/7 en bereik duisende soos Arnaldo. Terwyl ons tiendes en offergawes gee, mag ons begeertes laaste stel en God eerste.